Did I give iemand lunch here? Good morning. Say to somebody, good morning. Good morning. Say good morning. Good morning. Tell somebody next to you, I love you. Love you. I love you. Tell them. I love you with what? I love you all of my heart. I think you're honest and with the love of the Lord. Because why? My heart is filled with the love of the Lord. Is it so? Don't lie. Me okay. All right. Kom ons lê die hoor. Let's close our eyes. Here op hierdie pragtige lekker somersdag, we come to worship you, for you are the only one. You are the God. You are the Creator. You are the Messiah. You are our Father. You are our healer. You are our friend. You are Emmanuel. You are the all in all. Mag het wees vandag, Here, dat daar iemand se hart hierdie oggend, dat daar, maybe there's a new glow, daar's 'n nuwe warmte wat ontstaan vir Jesus vandag. Maybe there is in somebody's heart. Mag het wees dat daar vergifnis sal gebeur, forgiveness happen in somebody's heart, towards whatever it is. Whatever it might be that keep you from following Christ without. Enige iets wat jou mag hou, om te sê, weet jy wat, ek wil die Here Jesus volg, maar binne perke. Jesus Christ is radical. Nothing stopped him. Nobody stopped him. Death couldn't stop him. Die graf kon hom nie gehou het nie. Die klip is weggerol. Ek wil volgens vir jou vra, is the stone rolled away? Is die klip weggerol? Or are you still in a tomb? Are you still dry bones? Is jy nog steeds binne 'n grafkelder? En is jy droë bene, dooie bene? For Christ is life. Hy is die weg, die waarheid, hy is die lewe. And nobody will return unto the Father. It is not via Christ. This is also. So loof die volgende in Jesus' naam. Amen. Lukas 22, Luke 22, vers 7. Vers 7. In die dag van die ongesierde brode het gekom waarop die Pasga geslag moet word. Then came a day of the unleavened bread, when the Passover must be killed. And he sent Peter and John, saying, Go and prepare thus the Passover, that we may eat. Hy stuur hierdie twee manne, Petrus en Johannes, en sê, gaan, berei vir ons die Pasga voor. And they ask him, where shall we go? Waar sal ons gaan? Waar wil jy hê moet ons gaan? Here, ek vra jou volgens. You ask him, Lord, where do you want me to go? Wie wat gaan ek hier sê? Come, follow me. Dis wat hy vir jou gaan sê. Come, follow me. If you ask him this morning, where must I go? He'll make it easy for you. Dan sê hy, and he said unto them, Behold, verse 10, when you are entered into the city, there shall a man meet you wearing a pitcher of water. Follow him into the house where he enters in. Jy gaan 'n man kry as jy daar instap, julle manne, en dan gaan hy ook met 'n waterkan. Volg hom na sy huis toe. Volg hom na sy huis toe. And you will say unto the good man of the house,
The master saith unto thee, where is the guest chamber, where I shall eat the Passover with my disciples? Waar is die bokamer? Waar is die opperkamer? Die bovertrek? Waar ek met my disciples hierdie Pasga kan eet. And he will show you an upper room. Hy sal jou 'n groot bokamer wys. Bovertrek. Wat reggemaak is daar. Moet julle berei. Ek gaan vir iets deel. Daar is 'n man wat loop met water. En hier kom die disciples. En Jesus het gesê, vra daai man, waar is die bokamer? Maar die Bybel sê, a place that has been prepared. Wat het Jesus vir ons gesê toe op vaar? Ek gaan vir jou 'n plek voorberei. In my Father's house there are many mansions. I'm going to prepare for you. And when I have prepared, I will come again. And I will take you to my Father's house. And I will sup with you. En dan sal ek hierdie met jou hê. Wie is die jou? Who is that? That is the Church of Christ. Die bruid van ons Here Jesus sal dit wees. And they went, hoor mooi, and they went and found as he had said. Hoe het hy weet? How did you know, daar gaan 'n ou loop daar in die stad en daar, how did you know? Baie eenvoudig, praise God. So die feit dat hy weet, that he knew there will be a guy carrying this, and there's upper room in his house, and die agolerie, die comparison is dat hy weet wat gaan in jou lewe aan. In my lewe, hy weet, he knows what's going on. He even knows what you're thinking now. Jy dink hy kan koel in die oond wat jy vanmiddag lekker gaan eet. He knows that. You're not focused here. Hierdie gaan nie oor my nie. It's about God. It's about his relationship, sy verhouding met jou. He wants to have a very intimate relationship with us. And they went and found, as he has said, unto them, and they made ready the Passover. Wat beteken dit? And they made ready, they were obedient. Hulle is gehoorsaam vir sy instruksie. Hulle is gehoorsaam, they obedient to him. Daai twee manne. And when the hour was come, he sat down and the 12 apostles with him. Toe die uur kom, toe sit hulle met hom, al 12, selfs Judas Iskariot, wat hom so verraai. En ek wil hê jy moet hierdie volgende vers sien, mooi, I want you to remember this, verse 15, vers 15. En hy sê vir hulle, Jesus speaking, hy sê vir hulle, and he said unto them, wat sê hy vir hulle? Ek het baie sterk daarna verlang, om hierdie Pasga met julle te eet, voordat ek ly. He says unto them, with desire I have desired, to eat this Passover with you before I suffer. The God of heaven, the Messiah, the morning star, die prins op die perd, die met die swaard wat sny, met die oë wat vuur is, die liefling van die hemel. The Almighty God says, I desire to have time with you. Ek vra jou vanoggend, het jy 'n desire, het ons hierdie behoefte, hierdie drang to spend time with him? Het ons, be honest with yourself. Of desire I have desired. Ek dink die Engels sukkel om dit woord te verduidelik. Hy sê vir ons in Afrikaans, sê hy, ek het daarna verlang, sterk daarna verlang. Wie van julle het al na iets verlang? Ons verlang die hele tyd, nee. Maak nie saak hoe klein dit mag wees. We desire something always, that's human nature to desire.
Dis nie altyd mooi wat jy desire nie. Dis nie altyd, ons verlang baie keer na goed wat nie oké is nie. What I say to you are not anymore eat thereof until it be fulfilled in the kingdom of God. So hier was sy laaste op die aarde. Die volgende een, raai wat ek gaan dit lees. As hy sê, bruid kom maar uit. Is daar iemand hier vanoggend wat uitsien? Is daar iemand wat uitsien? En hy gaan sê, kom julle na my bokamer toe. Laat ons die nagmaal eet en laat he is the bread of life. In his upper room, up there, up somewhere. Kom eet saam met my. For he is the bread. Wie sien uit na so 'n dag? Met ander woorde, as jy uitsien na so 'n dag, now you have to be ready. Ons moet reg wees. Hoe oud gaan ons word? Nobody knows but God. Wanneer gaan hy kom? Nobody knows but the Father. Hy sê baie mooi, Jesus sê vir hulle, net die Vader weet. Net die Vader. Net die Vader weet. Maar as die basyn blaas, die dag as hy kom, sy bruid te kom haal. Sjoe. Friday, senior, are you looking forward to that day? Johannes skryf in Openbaring, hy sien ek sien voor 'n troon en ek sien menigte staan en ek sien hulle sing Holy, Holy God, Lord Almighty. En hulle val op hulle knie en hulle aanbid. En dan bid wie? The Holy One. The Holy One. Moses, wat die vriend van God was, is eers toegelaat om sy gesig te sien. Moses is eers toegelaat. But Jesus promised and said, you will be with me. Jy sal na my koninkryk toe kom. En jy, waar daar sal nie meer 'n son wees nie, there will be no sun, there will be no moon. The glory of God will be the light. What a day. Ek wil jou graag uitnooi, kom self op jou eie. Vat vir jou broodjie daar, vat 'n glasie. As jy vir so rukkie daar wil gaan staan saam iemand. This is time with God. As nie, ons moet binne 45 minutes slaap maak nie. You finish when you finish. Of jy alleen wil staan, whatever. When I go talk to somebody, do that. Alright, so we gaan soek in van 'n punt af. As jy nie wil nie, dan sit jy, dan bring ons vir jou. As jy voel jy voete is seer. Alright, so come, take bread, take wine. You go. Wherever. Jy kan hier buite by die kruis gaan staan. Miskien het jy, maybe you have something on your heart. Go there. Go there. If you want to go there and you want some oil, jy laag gaan staan en sê, Here, vanoggend, ons sit ek olie op by kruis vir iets in my lewe. There's oil. Take time. You're not rushed. Maar miskien jy vanoggend gaan en sê, Here, ek het iets verkeerd gedoen. Nou, kom by hierdie kruis, Here. En ek vat hierdie olie, ek druk dit, Here. Ek doen dit. Don't be shy, nobody's going to laugh at you. It's olie. Do it. Just be obedient to the voice of the Spirit, the Holy Spirit. Miskien moet jy vanoggend bid vir iemand wat nie is nie. Iemand wat deur 'n moeilike tyd gaan. Iemand wat sukkel om hier uit te kom. Iemand wat verskonings maak vir alles in die lewe. Be shy. Miskien moet jy vanoggend vir jou kind 'n bietjie wil opsit. Jy sal weet. You will know. Don't take time, then you come back, and then you will continue. This is your time with God. It's not your time with me. Our time with God.
wil hê moet so lank kyk vir my, is dieselfde hoofstuk in Luke 22, verse 22. Wil hê moet so lank kyk en ons is besig met hierdie exercise, nee, kyk na Lukas 22 en vers 22. So is baie maklik om te, it's easy to remember this, Luke 22 verse 22. Wil hê, moet kyk die waarskuwing wat Jesus gee. But I'm going to flow from there onto what I want to talk to you about today. So dit wat ek nou gaan sê, vloei aan toe wat ons eintlik ons. So as jy die nagmaal gebruik het, so here's the bread of life. And the cup is the New Testament, is the blood. En sê in vers 22, hy sê, and truly the Son of Man goeth. In ander woorde, die Seun van God gaan, hy gaan na die kruis toe. Want hy sê vir ons, as it was determined, who determined this? God the Father determined that He will sacrifice His Son. John 3:16 says, for He so loved the world, het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enige gebore seun sal gee, vir my en jou, for those who accept Him will not perish, but will receive everlasting life. Verstaan ons dit? It's not very difficult. Right. So He said, as it has been determined by the Father. Nee? Hy die hoogste prys betaal, want hy moes die battlefield gelyk maak tussen God and Satan, beguile, thief, and then cause all of this. So nou kom hy en hy sê, ek sal die hoogste tol, die hoogste offer gee, die hoogste prys, sal die lam gee, sê God die Vader. Maar hier fight wen ek. Dan sê hy, and this is what we must be careful of. Die rest van die vers sê, wat woe beteken, wat 'n verskriklike ding. Woe, God says, unto the man by whom he is betrayed. Die man wat die Here verloon. Nou ons weet in die konteks was dit Judas Iskariot wat hom gaan verloon het en vir 30 persoon uitgewys het en al daai goeders. But now in our current context, woe, verskriklike judgment for the man who betrayed me, Jesus says. So nou nie gaan en nou nie met oogklap in die lewe gaan sê, ja, maar Judas het hom verloon nie. Ek en jy, we can be Judas. Ons kan na Judas wees. Ons kan die ou wees wat die hamer en die spykers deur sy hande geslaan het. We can be that person. We can be the Roman with the spear, with the pierced in his side. Ons kan wees. Ons kan wees die wat daar gestaan het en geskree het, kruisig hom. Ons kan Caiaphas wees, wat gesê het, een mens moet gekruisig word in die volk. Ons kan dit wees. Ons kan Pontius Pilatus wees, wat wash our hands, en sê, ek was my hande in ons kop. Ons kan daai wees. Ons kan die 9 Galaatses wees, na hulle al 10 gesond gemaak het. Ons kan die 9 wees wat weggestap het en later gesê, crucify. Maar ons kan ook die een wees wat gesê het en teruggegaan en thank you Lord. Thank you Lord for healing me. Jy kan daai een wees. Toe hy sê, daar en daardie, een van julle gaan my verraad. Toe vra almal, is it me, is it I, is it I, is it I, is it I? Sê wat, jy wat, jou hand saam met my in die mandjie steek, vir die brood. Jy verstaan. Jy wat in beheer is van die geld, in die konteks van geld, jy wat beheer is van 'n kerk, jy wat in beheer is van parels. Hy kom om sy parels te maal, fraaie parels, mooie parels, vir sy kroon. Jy wat in beheer is van daardie, wat die Here jou gesit het, kan die Judas wees, wat jou hand nie fisies het nie, wat mense mislei. So dit is 'n baie, dit is two-edged sword this. Hy sê, woe unto the man that betrayed me. Maar Here, wanneer het ek nie verloon? Toe iemand my naam eintlik gebruik het jy saamgelag. Toe iemand my naam, when somebody blasphemed my name, thou shalt not blaspheme the name of the Lord your God, het jy weggekyk. You didn't say anything, but you say you're one of mine.
Dis 'n ding sny, nee. Ek kan vir 'n beer braai, kan ons sê. Bly met daai versie. Luke 22 verse 22. I want you to link it onto what I'm asking now. Ons gaan saam lees uit Openbaring 3. Revelation 3. Openbaring 3. Vers 8. Vers 8. Openbaring 3 vers 8. Revelation 3 vers 8. Julle ken die verhaal van Abraham en Isak en julle ken die verhaal van Ismael. Nee? En kom ons nie kinders sê nie. En sy vrou kon die kinders sê nie. Ek ken ons die storie. En toe sê sy nee, maar vat sommer my handmaid vir 'n vrou dat ek 'n kind kan hê, want ek is barren. En toe kom Ismael. Ismael was the son of the flesh. Want hulle wou 'n kind haal, het God nie vertrou nie. En daarna toe kom die Here te sê vir hom, jy gaan kinders hê soos sand aan die see en sterre in die hemel. En toe kry Isak. Ek en jy, we, in our lives, we sit with Ishmaels and we sit with Isaks. Hoekom sê ek dit vir julle? Want toe Isak groter word, toe is die mamma van hom baie ongelukkig oor Ismael. Want sy was nou bang, hy kry meer aandag en maar hy is ook die seun, die kind van dieselfde pa as wat Isak se was. Toe sê sy wat? Toe sê sy man, jy moet hierdie vrou, hierdie bondwoman en haar kind moet geen pad uit ons lewens uit. Stuur haar weg en sy daar in die woestyn gaan sit. En die kindjie was klein en hy was honger en wil doodgaan. Hy het gehuil. Ek en jy het Ismaels wat ons dink ons kan sommer net so wegstamp. Ons het Ismaels in ons lewens wat ons sommer net sal sê, ag wat. You cannot forgive yourself. God forgives. Want toe die Here sien wat gebeur, toe sê hy vir hy vrou, vat jou kind te gaan. So that Ishmael will come back. If God doesn't take it. But he said to her, you will become a mighty people, but you will be violent. So we have Ishmaels in our lives. Ons dink ons kan met die deel, but God. Maar dan is daar die Isaks. Daar is God wat ons vertrou en vertroetel. En toe sê die Here vir Abraham, vat jou seun en gaan offer hom. Hoekom het hy dit gedoen? Hoekom het hy dit gedoen? God wanted a relationship with Abraham. And he gave him a choice. Hy het hom 'n keuse gegee. It's either you and Isaac or me and you, God said. Dis of jy en jou seun of ek en jy. Maak jou keuse. Make your choice. So if you choose your son, you will sacrifice him. If you choose me, God says, I will spare your son. For real life. Verstaan julle hierdie goeders? Die ding van Abraham is nie so net 'n storie. Nou wil ek hê ons moet Openbaring 3 vers 8 lees. Die Here God sê, ek ken jou werke. Ek ken jou werke. I know thy works. Behold, I have set before you an open door. Ek het voor jou 'n geopende deur gegee. Wat is dit? Dis jou eie wil. Jy kan besluit wat jy gaan doen. You can choose. God gave you free will. Nee? And no man can shut it. There is a little strength. And has kept my word. And have not denied my name. Nou het jy besluit. Jy Christen. Want jy het min krag in my. Ek kan niks doen deur myself nie, but I can do all things through Christ. For He's Almighty God. Maar jy het my woord bewaar. Nou wil ek hê jy moet jouself check. Are we taking care of the word of God in our lives? Dit weet jy, ek weet nie. Wat beteken ethics? Ethiek. Wat beteken dit? It means you still do the right thing when nobody is looking.
Jy doen nog steeds die regte ding, wanneer niemand kyk nie. Jy het my woord bewaar en my naam nie verloor nie. Qualify ek this morning. Do I qualify for that declaration from God? Do I? Then in verse 11, kom ons lees ons saam. Vers 11. Behold, I come quickly. Ek kom gou. Hoekom sê die Here dit vir ons? Nee, ek sal môre, ek sal volgende week, sal ek my lewe verander. You got an open door, God says. Maar nee, ek sal volgende, ek moet nog eers bietjie dit gedagte gedit en ek moet nog eers die lotto wen of ek moet nog eers daai of dit of so. That is not of God. I first have to achieve that. Then I will take Jesus as my Savior. Jy gaan die trein mis, hoe groot, hè? You will not make it. You will not make it. Hou vas wat jy het. Beteken net. Net soos die deur oop staan, vir my en jou, as kinders van die Here, to follow Jesus, Satan is calling all the time. Al die tyd. Wie van julle het nie 'n swakheid nie? Who of you guys, who of us, don't have a weakness? Wie van julle is baie van melk tert? Who of you guys love a lot of hot dog? Yeah, we like it, it becomes a weakness. It's not a sin. Hoeveel ouens gaan baie TV? It's nie verkeerd om TV te kyk nie. But the moment something takes the place of Jesus, it's a problem. The moment something eats by die plek van God, dan is dit 'n probleem. Ek kom gou, hou vas wat jy het, sodat niemand jou kroon kan steel nie. But nobody can take your crown. Wat se kroon is die? Your everlasting life. The moment you were saved. So you can backslide there. Nobody lied to you, man. Daar's baie ouens wat preach en sê, once saved, always saved. Nee. You can backslide. Don't play the fool of God, man. Moenie. You're playing with eternity. Jy speel met jou kroon. You're playing with eternity, your life. Vers 12. Kyk hoe mooi is dit. Him that overcometh will. Hey, wat oorwin? Hoor wat sê, ek sal hom 'n pilaar in die tempel van my God maak. I will make him a pillar, ek sal hom daar in the temple of my God. Wat doen 'n pilaar? What is the work of a pillar? To support, to keep the structure up, to put strength in there. Not by might, but by my spirit, God says. Jy kan nie, man. O Samson, toe nou klaar het jy Jabula uit met Delilah en hy nou sy krag verloor deur ongehoorsaamheid. Wat was sy laaste ding wat hy gedoen het? He crushed the temple pillars. How did he get it right? Hoe het hy dit reg gekry om die pilare te breek? He prayed and said, God, give me one more through your spirit, give me one more power. En die Here het dit toegestaan. Hy sê dan verder, en hy sal daar nooit weer uitgaan nie. Wat gebeur met die pilaar? Hy bly waar hy is. Kyk daai ding daar. Daai is 'n pilaar, nee, al lyk dit nie so nie. Ons dink 'n pilaar is 'n ringes. Dis nie noodwendig nie. Daai is 'n pilaar. Wat doen hy? Hou daai hele nie. Hou daai hele dak. As ons daai ding uitbreek, kollaps daai hele nie. Hy moet daar bly. Wat sê die Here volgens vir jou? Dis vir jou, vir my. Hy sê, I need you to stay as a pillar. En ek sit voor jou oop deur van keuse. En ek het vir jou aan die kruis betaal. Met my bloed, sê Jesus. En ek sal hom op die naam van my God skrywe. Ek sal op die naam van my God skrywe. Ek sal op die naam van my God skrywe. And the name of the city of my God.
Jerusalem. Wat 'n Jerusalem? The New Jerusalem. Ek sien 'n nuwe Jerusalem neerdal, skryf Johannes. Where the glory of God is the light, waar die strate van goud is. Waar daar geen sonde, niks meer is, everything will be new. Wat in die hemel neerdal. Wie is hierdie nuwe Jerusalem? Het jy al mooi gaan dink, who is this new Jerusalem? He's got a name. Sy naam is Jesus. Sy naam is Jesus. Hy is die nuwe Jerusalem. Hy is die brood wat jy net toe gevat het. Hy is die wyn wat jy gevat het vir die sonde. Hy is die open deur. Ek is die weg, die waarheid en die deur, sê Jesus. Niemand kom na die Vader toe. Niemand gaan na die nuwe Jerusalem toe gaan, behalwe deur my nie, sê Jesus. En hierso is die ding. Vers 13, Revelation 3 says, hier daar van hier, hy wat 'n oor het, jy wat 'n eer, let hom hier. Het jy 'n oor volgend om te hoor? Het jy 'n oor? Wat die Gees aan die gemeente sê. Wat die Gees aan die gemeente sê. Do you hear that? What the Spirit is saying? Spirit of God. Hoor jy regtig? Dis 'n bietjie terugneem wat my gebeur het. Ek is besig om te werk aan hierdie nou kom ek sê gou vir jou wanneer het ek dit gedoen. Ek weet ook nie. Ek het hierdie geskryf, maar nie gepreach nie. 11 Junie 2017 voor die dag. 11 June 2017 I wrote this. Vir die briewe het ek geskryf. Die Here my gelei. I never preached this voor die dag. En op daai tyd, hoe lank is dit weer? Is amper 9 jaar terug, nee. While I'm busy with this, 2 people sent me a message on WhatsApp, on phone, about this 8. Op oor vers 8 wat sê, ek ken jou werke. And that's when this thing stop. En ek skryf dit. En later, 'n halfuur later, moet ek gou winkel toe gaan. Of na 'n plek toe. En ek stap by 'n gebou en daar's 'n plakkaat wat iemand teen die muur gesit het. En die plakkaat sê, it's your life. Make a choice. Take responsibility. It's your life. Make a choice. Take responsibility. Later daardie in 'n geleentheid gaan besoek ons iemand in die gevangenis in Potchefstroom. Go to the prison to visit somebody that was locked up for 12 years because of whatever. En sit ons daar in die waiting room met hierdie persoon te praat. Dame, vrou. Raai wat se plakkaat staan die nie. Somebody said me that verse 8 twice. Gaan by 'n gebou in, kommersiële pleis, waar so dinge. Kom by die gevangenis, die en dit is word met een van die inmates met 'n potlood op 'n stukkie papier geskryf. It is your life. Make a choice. Take responsibility. Dit is jou lewe, ek los vir jou 'n oop deur, Jesus sê. Ek is daardie deur, Jesus sê. Kies jy reg vanoggend. Het jy al klaar reg gekies? Bly jy daar? Are you the pillar? Is jy? Wie van julle is 'n pilaar in julle huise vir die Here? Who's a pillar in your house? In your house, daar wie bly. Who's a pillar in your house?
Dis jou pilaar. Word jy baie keer aangeval in jou huis omdat jy 'n pilaar is? Ek weet van baie sulke gevalle. Now many examples of people who stand for Jesus in a household, in a marriage, in a family. But everybody's going for it. Almal is net teen hulle. Ons gaan 'n verjaarsdag hou. Boetie word 18. Ons gaan 'n groot makietie hou. Dan sê iemand, mag geen alkohol nie. Dan kom die familie mee nie. Dis kwaad vir jou. Want ons het 'n geleentheid hier om te suip. Ja, lief my sê sy so nie man. Gaan 21 word. Nou gaan ons kuier maak. Now is going to be a big thing. En jy is die pilaar in daardie huis. En omdat dit jou kind van 21 is, gaan jou pleister waai. Jy gaan nie meer die pilaar wees nie. Samson, the world is going to crash you. Going to collapse. Ken jy werk is nie. Job 33 vers 4. Die Gees van God het my geskape, sê Job. En die asem van die Almagtige maak my lewend. Job is to us like an example that God says if it's going good with you, it can go bad with you. And if it's going bad with you, it can turn back to good. Wat het Job gedoen? Hy het in sak en aas gaan sit. En hy was, soos ons sal sê in gewone Afrikaans, hy was teen die grond. But he never sinned. He never blasphemed the name of his God. En hy sê, in die einde van Job sê hy, die Gees van God het my geskape. He give acknowledgement to God for him as a sinner. In die asem van die Almagtige God maak my lewend. I will stay alive. I will be the pillar. En weet wat die Here het al Job gelees in die einde? God sê vir Job, jy beter vir jou gebaaitjies bid en 'n offer bring before my wrath kindle against them. Met al hulle slim baadjies. Tot Job se vrou het vir hom gesê, curse God, so that he can strike you dead. Sê van die Here, I'm the pillar. Moet hy dit reg kry, die krag van die Here. Josua 24, vrees dan nou die Here en dien hom. Hoe moet ek op dien, Here? In opregtheid en waarheid. Serve him in truth. En verwyder die gode wat julle vaders gedien het. The Ismaels and the Isaacs that you have. Take it away, give it to Christ. Wil ek nie? Baie moeilik. Baie moeilik. Maar, one thing God is saying, but if, maar as, dit verkeerd is in julle oë om die Here te dien, kies dan, vandag, wie julle sal dien. If you think it is wrong to serve Christ, then you choose. You choose who you want to serve. Ek ken jou werk, sê die Here. En ek sit nou ook by die Here vir jou. Wat sê Josua hierso? Hy sê, maar ek in my huis sal die Here dien. Kom ek vra jou gou. Wie van julle in julle huis het 'n bordjie wat hang en sê, me and my house shall follow the Lord. Wie het so 'n bordjie? Ek het een. Wie nog een? Daar's een. Who got a name like that? Are you doing that? Are we following Christ? Following. Is ons, okay. Is jy nie is nie? You either have to fix that to take that thing down and go braai vlees met hom. Alright. Because I mean nothing.
Useless. Neem my huis. Kies vandag. Kies vandag. Wie jy wil volg. Met jou hele hart. Dis jou lewe. Maak 'n keuse. Vat die verantwoordelikheid. Vat die verantwoordelikheid. In Konings 18 vers 21 kom Elia nader en hy sê vir hulle, hoe lank hink julle op twee gedagtes? On two minds. In Jakobus sê die Here, a man with a double mind, double spirit, I hate this. Want jy is hier as jy daar, as jy hier as jy daar, as jy hier, jy stap so. As jy die wêreldse kant en as jy die hierdie kant en as dit bietjie warm raak, get so hard for Jesus, then you jump to the world en so gaan ons en so cruise ons. As die Here God is, volg hom. En as dit Baal is, volg hom. If you decide to follow Christ, follow him. If you decide to follow Balaam, volg hom. Hom nie dubbelhartig wees nie. Want ek ken jou werke, sê die Here. Maar hier is die slegte ding. Toe Elia met hulle praat, sê die woord van die Here, but the people did not answer. Het jy al met iemand gewerk? Have you ever been involved in a person that don't know where to go, that life is destroyed, en hulle weet nie, hulle wil nie aanneem, maar hulle weet ook nie of hulle moet nie, en dan werk jy met hierdie persoon, en hierdie persoon, this person decided not to say anything and not to answer you. Het jy al met so iemand gesukkel? It's one of the most difficult things to try and achieve. Om daai persoon te kry, to make a decision. En baie mense sal 'n besluit neem omdat hy gepressurized is. And in the heat of the moment, he will say, okay. Kom ek gee julle 'n praktiese voorbeeld. Dis 'n event, daar's 'n geleentheid. En hierdie preacher is 'n goeie preacher. Niks te doen ons nie. Jesus sê only God is good. Maar daar's baie mense wat na vore kom. Hier staan 'n skare. And then we pray the sinner's prayer. En almal is gered. Wat gebeur die volgende dag? I forgot about yesterday. Dis 'n praktiese voorbeeld. So in die oomblik van die emosie, jy felt convicted, jy voel aangekla. Miskien het jy jouself aangekla. Of miskien jy sien jy hier sit 'n girl wat jy langs jou is, you like this girl, en sy steek haar hand op Jesus en sê, well, as ek my hand opsteek, gaan sy my dalk like, so I'll take Jesus. Jy mens jy het nog nie gesien nie. Jy like hierdie oukie. En dan like al die girls om, want hy is hierdie wow oukie, maar omdat hy Jesus volgelike, dan like ons om, en dan volg ons ook Jesus. En dan kom Jesus en hy vat die oukie weg. He removes it, becomes Isaac. Wat gebeur met al die Ishmaels? Forget about Christ. Nie so weet. Harde woorde, nee. Raai wat? It's reality. As is death is reality, life is reality. As the hell is reality, so is the kingdom of God reality. Alles is realiteit. It's your life. Make a choice. Take that choice. Kom na jou toe volgende en ek vra jou. Ek vra jou. Is jy bewus daarvan? Is jy bewus daarvan? Waar jy volgens staan met die Here. Hopeloos? Is that your place? Hopeless? Jammerhartig, you are pity for yourself, ek kry jouself jammer. Why are you pleading? Pleit sy volgens die Here, sê hier is ek volgens. Hier is ek volgens, Here, ek is 'n sondaar. Ek het jy aangeneem, Here, onthou jy daar, kan jy by wat 'n dag waar was, Here, daar, Here.
het ek die maatjie opgesteek. God wil sê, what happened from there to here? Volg jy die God wat jy gekies het? Want jy sien in Psalm 81 vers 13 skryf die Here, toe ek het hulle oorgegee aan die verwardheid van hulle hart, dat hulle in hulle eie planne kan wandel. He will give you over to your own heart, till you like Nebukadnesar op jou knieë rondkruip vir 7 jaar en besurk raak en naels kry soos kloue van 'n arend en hare groei soos 'n wilde dier, until you realize the God of heaven is the God of heaven, He is the Almighty God. He will give you over. Hy sal jou oorgee aan jou eie Isak. Hy sal jou oorgee aan jou eie Isak. Ons lê hier saam. Close the eyes. If you have Isaac in your life. Wie van die twee kinders was die ergste? Was dit Ismael of Isaac? Was dit Isak of was dit Ismael? Ismael was die ouetjie wat nie welkom was nie. Maar Ismael het nie gevra om daar te wees nie. Ismael is there because the decision was taken. Die besluit was geneem deur die pilaar. The pillar took the decision to have a child. Hy wil 'n seun gehad het en hy het die keuse gemaak. Maar God het 'n ander plan gehad. Alles wat Jesus gesluit. Nee, Here, kom vanoggend in die heilige naam van Jesus bid. En ek vra Here, kom wys vir ons. Kom wys vir elke geliefde. Come show everybody. You don't have any Ishmaels in your life. Not the persons, guys. Here, die dinge, the things that we haven't dealt with. The things that we wanted. Die dinge wat ons wou hê, maar wat nie van U was nie. Al ons planne, Here, is dit van U. Ons werk ons lewens uit and we do the sums and we calculate the budget and we dink aan al die goedjies. What is it from You? Of die Isaks. En dat ons Isaks het, that we remember it's the relationship between You and us, and not between You and Isaac, not between us and our Isaacs, maar tussen U en ons. Mag dit wees vanoggend, Here. In die naam van Jesus, dat daar vryheid kan wees, en dat daar verstaan kan wees, en dat daar decisions that are made, that they will be made in the wisdom of God. In die wysheid van ons God. Nie die begeerte van ons hart nie. In Jesus naam. Amen. Van die seën van die Here, dan gaan jy in vrede vanoggend. Mag dit so wees. Mag dit so wees. So hardloop sal wees vir die stem. Die oor het laat hom hoor, het ons gelees. Hoor wat die Here sê. Van die seën van die Here is geskrywe staan in Hebreërs 13. Hebreërs 13 vers 20 en 21 sê die Here, mag die God van die vrede, wat die groot herder van die skape, naamlik ons Here Jesus Christus, deur die bloed van die ewige testament uit die dode teruggebring het, julle volmaak in elke goeie werk om sy wil te doen, deur julle te werk wat welbehaaglik is deur Jesus Christus, aan wie toe kom al die heerlikheid tot in ewigheid. Amen.